Vir baie van ons is dit vanselfsprekend. Jy druk 'n knoppie en daar's lig. Maar in Nkanini is dinge meer ingewikkeld. Inwoners van hierdie informele nedersetting aan die rand van Khayelitsha moet letterlik met vuur speel om 'n radio te laat speel. Hulle moet die wet oortree om lig te hê. Een so planmaker is Nonofeli Sandlana. Hierdie 18-jarige herlei elektrisiteit na hierdie hut vanaf die HOP-huise aanderkant die spoorlyn. Die opkoppelings kos glo R150 per maand indien jy aan die ander kant van die spoor bly. Die vloei vanaf die wat het na die wat nie het nie vind oral hier plaas en die drade wat dit moontlik maak lê openbloot oor die pad en rank selfs teen pale so spinnerakke. Ons is vandag in Khayelitsha en hier is dit 'n groot probleem dat krag herlei en gesteel word van bestaande huise en kragpunte af. Ons het gaan uitvind hoe werk dit, wie steel dit en hoe maak mense om dit vir hulle self in hulle huishoudings te laat werk. Met die burgers se besoek het wetstoepassers herhaaldelik verbygery terwyl hierdie informele herbedrading doodluiters voortgegaan het op die brug bo die Chris Hani treinstasie. And you're not scared that you'll be shocked? Twani het geen opleiding of toestemming, net 'n behoefte aan elektrisiteit, 'n handskoen, 'n tang en 'n oënskynlike gebrek aan vrees vir elektriese stroom.